Goeiemôre broers en susters. Regtig lekker om julle te sien vanmôre, so op hierdie yskoue dag. Mag die Here deur sy gees dit ook vir ons lekker warm maak in ons binneste, maar mag ons liggame ook lekker warm kry. Voorbidding. Ons is besig met voorbidding, steeds vir 'n klomp mense. Vir hulle wat ons nou al 'n tydjie lank bid, vir Tannie Ruth, vir Erika Strydom, vir Tannie Magriet Olivier, Tannie Narda Steyn. Met Tannie Narda het dit nie baie goed gegaan nie. Ek hoor vanmôre Tannie Marietjie sê dit gaan bietjie beter vanmôre. En dan Tannie Anne Pretorius. Sy het geval, sy het haar linkerskouer gebreek. Sy is geopereer. So haar arm is nou in 'n skouerverband. Ek weet nie wat is die Afrikaans vir 'n sling nie, maar ek dink dis maar iets soos 'n skouerverband. En oom Duif, wat aan sy tone laat werk het, 'n Rolei ys wat aangeval is. So ons wil graag vir haar aan die Here opdra. Sy sê dit gaan oukei. Maar dit is maar vir haar 'n baie traumatiese ding. So ons bid vir haar asseblief. Jaco Haywood, is een van die gesinne waarmee ek soms besig is. Hulle was al 'n paar keer hier by ons in die kerk. Jaco weet nie altyd hoe die storie geloop het nie, maar daar was 'n bekleierery. En iemand het met 'n panga na hom gesteek en gekap. En hy het sy een hand baie ernstig beseer en die ander een ook. So al twee hande is baie erg seer. Hulle weet nie of hy sy regterhand se vingers gaan behou nie. Hy gaan dit behou, maar hy weet nie of dit gaan beweeg nie. Hulle gaan nog kyk of hulle die herstelwerk kan doen. Ek dink dis baie erg as sulke goed met mense gebeur. So mag die Here regtig vir elke een baie genade gee. Geliefdes, ek het hier 'n prentjie saamgebring en ek dink dis seker maar 'n bekende prentjie vir baie van julle. Koring wat mooi vrug dra. So kom ons raak stil voor die Here in gebed. Vader, ons hoor dat U in U woord kom sê, wanneer U aan Moses verskyn, dat U die barmhartige en die genadige en die lankmoedige God is, wat vol liefde en getrouheid is. U beloof U liefde aan geslagte en geslagte. En U vergewe ongeregtigheid en oortreding en sonde. U handel nie met ons volgens dit wat ons verdien en volgens ons sonde nie. Want so groot as wat die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is U liefde vir ons wat U dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder U ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm U oor ons vanmôre. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Geliefde kinders van die Here Jesus, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God, ons Vader en van die Here Jesus en van die Heilige Gees. Mag hy ons kennis vermeerder deur sy woord en deur ons teenwoordigheid hier vanmôre. Geliefdes, ons gaan vanmôre saam lees uit Matteus hoofstuk 13. Matteus hoofstuk 13. Een van die gelykenisse wat die Here Jesus vir die mense vertel het.
'n gelykenis is 'n beeld of 'n verhaal wat die Here Jesus gebruik om iets vanuit sy hart oor God of sy koninkryk te kom deel met ons. In Matteus 13, julle ken hierdie gelykenis oor die saaier, maar ons gaan nou by hom verby. Ons gaan vanmôre saam lees Matteus 13 vanaf vers 24 oor die gelykenis van die onkruid tussen die koring. So kom ons buig net ons hoofde voordat ons so saam lees. Vader, ons wil U loof omdat ons hier teenwoordig mag wees vanmôre. So op hierdie koue dag wil ons U dank dat ons 'n voorreg het om hier in die kerkgebou te wees. Wil U vir ons kom toevou met U warm liefde, met U teenwoordigheid en met U genade. Want U sê vir ons in die woord, soos ons al reeds gehoor het, U is barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde. U is getrou. U vergewe. Gee vir ons ook vanmôre hierdie ervaring van U genade in ons lewe. Kom deur die Here Jesus wat ons verlosser en ons saligmaker is. En kom was ons skoon, maak ons rein, bring ons in 'n nuwe verhouding met U. 'n Verhouding wat dieper en dieper groei en word. Help ons deur die Gees om hierdie woord te verstaan vanmôre. Vader, gee vir ons genade, sodat ons U alleen kan verheerlik. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir mense wat swaar kry, mense wat in nood is, in hongernood is, maar ook mense wat siek geword het, mense wat beseer is, mense wat trauma ervaar het. En daarom bid ons dat U deur U Gees genade sal gee. Asseblief, Vader. Kom ontmoet ons vanmôre deur U woord, sodat ons ook wanneer ons hierdie gemeenskap ontmoet en in hierdie gemeenskap lewe, ons deur U die gemeenskap kan ontmoet. Seën U nou, in Jesus naam wil ons dit bid. Amen. Matteus 13, geliefdes, vanaf vers 24. Ek hoop julle het julle Bybels hier, en volg dit so saam in julle Bybels, maar julle kan ook dit op die skerm volg, as dit vir julle beter en makliker is. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels
om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. En dan die verklaring wat die Here Jesus gee, daarvan vers 36 af. Daarom het Jesus van die mense af, daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom hom en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. En Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Geliefdes, net hierdie paar verse. Ek het in die begin vir julle die koringsaad gewys. Nou wys ek vir julle die jong koring wat op die land is. Hierdie gedeelte wil vir ons help om iets van God koninkryk en die werking van God in sy koninkryk te verstaan. En daarom het ek hier gesê, ons tema vanmôre is koningmense en onkruidmense. Koninkryk of koringmense en onkruidmense. Koninkrykmense of bose mense. Sou 'n mens dit ook kon vertaal. Wanneer die Here Jesus hier met ons besig is, dan is dit nogal 'n verrassende gedeelte wat ons saam lees vanmôre. En nou weet ek nie hoe julle met die wêreld worstel en met dit wat rondom julle gebeur en dit wat soms binne in julle gebeur nie. As ek hoor van al die leed wat mense aangedoen word, al die onreg wat mense beleef, al die maniere hoe die skelms maniere vind om mense te beroof ensovoorts. En hoe mense bang word en vir mekaar sê, jy moenie in die nag ry nie, jy moenie op die snelweg ry hier tussen Witbank en Johannesburg nie, want daar is penne op die pad, jy moenie tussen Pretoria en Carolina ry nie, daar is penne op die pad en jy moet baie versigtig wees en al daardie tipe dinge. Dan vra ek vir myself, hoe moet ek reageer op al hierdie goed? Al die hartseer, al die trauma, al die lieg en die bedrieg en die roof en die skade wat mense kry en wat hulle persoonlik ook aangedoen word. Geliefdes, ek weet nie hoe julle soms voel nie, maar ek dink hierdie paar verse druk iets uit van dit wat ek soms voel. Kan ek dit vir julle lees? Hier staan in Lukas 9, en dit is hoe twee van die Jesus se disippels gevoel het. Hulle kom daar by een van die stede aan, waar die Here Jesus wil gaan draai, en waar hy sy woord wil gaan verkondig. Maar dan in hierdie Samaritaanse dorp, as hy daar aankom, dan kom almal nader, en dan sê hulle vir hom, jy's nie welkom hier in ons dorp nie. En dan sê hierdie twee disippels, Johannes en Jakobus, sê vir hom, Here, wil u hê dat ons uit vuur uit die hemel moet afroep
om hulle te verteer. Dis hoe ek soms voel. As mense die natuur verniel, as hulle die renosters stroop, as hulle die mekaar vernietig, as ons in hierdie dorp beweeg en ons hoor van al die boosheid wat aan die gang is, dan is dit soms 'n reaksie wat wil opstaan. Here, kan ons nie net vuur uit die hemel kry om skoon te maak nie? En dan help hierdie gelykenis vir my om hier diep in my gees, in my hart, in my emosies tot bedaring te kom voor die Here. Want hierdie gelykenis wil veral 2 vrae vir ons antwoord. Dit wil vir ons sê, waar kom die boosheid vandaan? Waar kom dit wat so sleg is en wat verkeerd is en teen God se wil is, waar kom dit vandaan? En die tweede vraag wat dit kom antwoord is, hoe moet ek en jy daarop reageer? Wanneer die Here Jesus begin, net soos by 'n klomp ander van sy gelykenisse, dan sê die woord, hierdie gelykenis het hy aan hulle voorgehou, en dan begin hy, dan sê hy, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met. Die koninkryk van die hemel, daar waar God heers en regeer, daar waar hy sy wil deur sy gees laat gestalte kry, daar waar sy woord funksioneer, daar waar hy werklik deur sy kragtige liefde en genade teenwoordig is, gaan in die heel eerste plek koninkryk, gaan in die heel eerste plek oor die heerskappy van God. En dan kan 'n mens dit ook van daaruit terugtrek en sê, maar ernstig is dit ook 'n plek. Ons praat van ek is in die koninkryk van God, ek is onder sy heerskappy, maar ek is ook by sy troon en by sy voete. Om in so verhouding met die Here te wees, sê hy vir ons, dit is hoe sy koninkryk is. Hy sê, dit is soos wanneer 'n man gaan saai, en hy kom daar op sy land, en hy saai koring, en dit is baie mooi. Maar dan vertel hierdie gedeelte vir ons, dat hy goeie saad saai. En die goeie saad word in hierdie gedeelte beskryf, in besonder as koring, dit word beskryf as mense van die koninkryk, die goeie saad word beskryf as gelowiges. So dit wat God saai, en die saailand is die wêreld, sê hierdie gedeelte, dit wat God met ander woorde kom saai, is sy kinders, die wat deur sy gees nuut geword het in Christus Jesus. Deur sy woord, deur die gees, kom mense tot aanbidding en lof en verander hulle lewens, en hulle word die saad van God, die koring wat God kom saai. Maar daar's ook ander saad, want daar kom iemand anders wat ook kom saai. En dan sê die Grieks in besonder, hierdie saad is Zizania. Nou as 'n mens bietjie daaroor gaan lees, dan hoor jy in besonder dat dit Lolium Temilentum, dit is die Latynse naam is. Of as dit afgelei word van die Franse woord, dan is dit darnel. Weet nie of die boere of julle daardie onkruid ken nie. As 'n mens dit in Afrikaans sit, dan is die onkruid se naam Drabok. Of dit word ook genoem die bose tweeling van koring. Hoekom? Want wanneer hierdie saad begin groei en ontwikkel, dan lyk dit presies net soos koring. Julle kan daar op die prentjies gaan kyk. Jy kan dit nie sommer onderskei nie. Die een lyk net soos die ander. Die een is koring en die ander een
is draabok, of die bose tweeling van koring. Koring, ons maak brood daarvan, ons voed onsself daarmee. Dit is iets wat voed en wat versterk en wat opbou. As 'n mens kyk na hierdie draabok of darnel, dan word dit beskryf in die volgende. As die saad tussen koringsaad kom, en jy maak 'n brood, en jy eet daarvan, dan kry jy stuiptrekkings. Dan kry jy 'n slaperigheid oor jou. Dan kry jy 'n hipnotiese episode, so jy staar. Soos wanneer mense miskien dwelms gebruik, alle goed gebruik, jy kry dronkenskap, en so jy word dronk daardeur. Jy begin bewe. Jy het 'n onvermoë om te loop. Dit belemmer jou spraak. Jy het 'n behoefte om te braak. Dit bedwelm jou, dit verdof jou sig. So as 'n mens hierdie saad sou eet van die draabok of van die dornel, dan is dit 'n giftige uitwerking in jou lewe. En daarom, geliefdes, is dit geweldig belangrik dat ek en jy hier hoor. Die een se naam is koring en die ander een is onkruid. Ons kry in hierdie gedeelte ook, daar is 2 saaiers. Die een word in die eerste gedeelte beskryf, 'n man wat gaan saai op sy land. En dan wanneer die Here Jesus dit verklaar, dan sê hy self is hierdie man wat saai. Hier staan dit geskryf, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En dan kry ons ook die tweede saaier. Hy word hier genoem in die eerste gedeelte vyand. In die nag, toe almal geslaap het die vyand gekom, en hierdie onkruid, dornel, draabok, die bose tweeling van koring gaan saai. Hy word ook later beskryf in hierdie gedeelte in vers 39, die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. En daarom sou 'n mens vir jouself hierso wil kom vra, waar kom die onkruid vandaan? Waar kom die boosheid vandaan? Waar kom dit vandaan wat ek en jy beleef as evil? Dan sê die Here in hierdie gedeelte, dit is die Satan, die bose, die verwoester, die teenstander van God, die vyand van God en van sy kinders, wat in die nag kom en die onkruid kom saai. Ons het net nou gelees van die saad, en die saad, die onkruidsaad, word dan ook verder beskryf in hierdie gedeelte as hulle wat ander mense sonde laat doen, as hulle wat teen die wil van God is. So as ek en jy nou van daar uitkom, en ons kan hierdie ding vat vanmôre, dat hierdie gedeelte vir ons sê, die bose is hier teenwoordig in die wêreld, dis teenwoordig in God se koninkryk, selfs in die kerk, selfs in my en jou as kinders van God, kan daar boosheid na vore tree. Wanneer ons die sondige natuur kans gee om in ons lewe aan te gaan, of wanneer ons na die Satan luister en in sy koninkryk besig is. So die Here wil hê ek en jy moet weet, die boosheid is deel
van hierdie lewe tussen Jesus wat gekom het, gesterf het en lewe gebring het en kom oorwinning bring en die volëinding, die wederkoms, soos wat hierdie gedeelte dit vir ons kom sê. Geliefdes, so, waar kom dit vandaan? Die vyand kom saai dit. Hy beïnvloed mense se lewens en hulle kom beïnvloed weer ander mense se lewens. Die tweede vraag is, wat moet my en jou reaksie wees hierop? Is juist dit, hier is 'n stuk verbasing by die slawe wanneer hulle die onkruid sien so tussen die koring en vra, meneer, het u nie dan goeie saad gesaai nie? Here Jesus, is u nie dan besig om deur u Gees u kinders goeie dinge te laat doen nie? Is u nie besig om die koninkryk van God te vestig hier op die aarde nie? Inderdaad gebeur dit, ons kan ander gedeeltes daaroor lees. Maar hierdie verbasing kom wanneer die slawe sê, u het goeie saad gesaai, maar ons merk op, hier is onkruid. Hier is 'n boosheid in die wêreld, in die omgewing, en dit wat rondom ons plaasvind. Waar kom dit vandaan? Dit is hulle vraag, en ons het nou daarop geantwoord, maar dan vra hulle, nadat Jesus geantwoord het, kan ons dit uittrek? Wil u hê ons moet dit uittrek? Wil u hê ons moet dit gaan uithaal? En dan is die verrassende dat Jesus antwoord en sê, nee. Nee. Waarom? Omdat die Here Jesus nie omgee nie? Omdat hy traag my nie agtig is? Of omdat dit maar oukei is so? Geliefdes, ek dink nie so nie. Ek dink die rede hoekom die Here Jesus hier kom sê, moenie nou die onkruid uittrek nie, want julle gaan die koring beskadig. Gaan oor die beskerming van die wat aan hom behoort. Daarom sê die Here vir die slawe, moenie nou die onkruid uittrek nie. Die onkruid beïnvloed julle, die onkruid bring 'n stuk bedwelming in julle, die onkruid vir julle insluk en julle wegtrek van God af. Maar moet dit nie nou uittrek nie, want daar is twee redes, dink ek, wat belangrik is. Die eerste lê hier in hierdie twee prentjies van hoe die koring en hoe die onkruid lyk. Want as dit jonk is, kan jy nie regtig mooi onderskei nie. Want die saad, sê die Here, dit is die belangrike. Want wanneer die saad kom, dan lyk die koring so. Ons ken koring. As julle nou wonder hoe draabok lyk, dan lyk dit so. Draabok lyk baie soos koring. Maar die bose en hulle wat deur die bose beweeg, word eers baie duidelik wanneer die vrug na vore tree. Ek en jy word eers regtig uitgeken wanneer ons koring word en ons die vrug dra wat die Here wil hê ons moet dra. Die darnelgras of onkruid word eers sigbaar wanneer die saad sigbaar word. Jy kan sien die vorm is bietjie anders, hier waar die saad is 'n bietjie anders, die vorm lyk bietjie anders, maar die saad se kleur is ook anders. En daarom die onderskeiding vind eers plaas wanneer die saad begin vorm en begin ryp word. Daarom sê die Here, moenie dit wat boos is binne in julle sommer net uitruk nie. Want die vrug, die werklike vrug kan jy eers later sien. Dis die een rede. Die tweede rede is dat die Here sê, die wortels van die koring en die wortels van hierdie onkruid is in een gestrengel in die land. En as jy nou die onkruid uitruk,
dan ruk jy koring uit. Dan beskadig jy die wat aan die Here behoort. So geliefdes, ons gevolgtrekking is, of my gevolgtrekking uit hierdie gedeelte is, daar is koringmense en daar is onkruidmense. Koringmense is die wat die goeie saad is, wat God gesaai het in die Here Jesus. Hulle is die gelowiges, hulle is deel van sy koninkryk. Dis deur hulle wat God kom voed en wat hy die aarde as deel van sy koninkryk kom proklameer en waarin sy koninkryk ook vorm kry en waardeur sy koninkryk vorm kry. Die onkruidmense het ek reeds vir julle gesê, aanhangers van die bose. Hulle is die wat Satan en die bose en die sonde en die goed aanhang en dit uitleef en dit voed in hulle lewe. Dit is hulle wat ander mense in die sonde laat val. Dit is wat die wil van God oortree, wat met God en sy woord nie iets te doen wil hê nie. Soos ek en jy nou kom vra, waar kom al hierdie goed in hierdie lewe vandaan, waarmee ons worstel en waaroor ons wonder, en wat die koninkryk van God lyk asof dit nie groei soos dit moet nie, dan kom dit van Satan en van die wat hom aanhang en die bose wat in hulle lewens funksioneer. So my reaksie, hoe moet dit wees? Ek moet koring wees, nee. Ek moet kind van God wees. Ag, kan ek net so 'n paar goed daaroor vinnig noem? As ek as koring 'n verskil wil maak in 'n wêreld waar die bose en die boosheid ook funksioneer en waar Satan ook teenwoordig is en waar sy koninkryk 'n teenkoninkryk van God is, dan moet ek leer om geduld te beoefen teenoor die boosheid wat rondom my is. Sien, ek kan die boosheid en die aanhangers van die bose met 'n teensinnigheid maar net half verdra. Of ek kan maar net sê, ag, ek het maar net 'n stuk geduld, ek kan nie anders nie, ek moet maar met julle geduld hê. Maar die woord sê, ons moet werklik leer om geduldig die lankmoedigheid en die genade en die liefde en die vergifnis van God te laat groei en uit te leef en te bedien daarmee. Eers wanneer ek en jy ervaar dat God die boosheid in my oorwin deur sy woord en deur sy gees en dat hy vir my in gehoorsaamheid aan hom gebruik as instrument, dan word ek bereid om ander te bedien ten spyte van die boosheid wat in hulle dalk teenwoordig is. Sien, die Here sê ek en jy moet in ons gesindheid verander. Want in die begin het ek gesê, het voel vir my soms die oordeel van God moet nou kom en vernietig. Maar wanneer ek die genade van God ontmoet, dan ontmoet ek 'n wonderwerk in my eie binneste. Dan ontmoet ek 'n wonderwerk in my hart, dat die lus om te oordeel en te veroordeel verdwyn. Want God se liefde kom verdryf hierdie lus binne in my om mense te veroordeel en te beoordeel. Die Here sê vir ons in sy woord, as ek en jy kom reageer op die boosheid rondom ons, dan sê hy, word Christus die Gees se medewerker. Word 'n instrument in die hande van die Here. Bedien, bid, gee, versorg, spreek vry. Sien geliefdes, as ek en jy regtig 'n instrument van die Here word, dan kom ek en jy tot rus
in God, ten spyte van die boosheid wat rondom ons beweeg. Iemand wat ek besoek het, sê hierdie week vir my, sy broer moes beweeg van see se kant af terug na daar waar hulle woon, en hulle beplan toe om deur die nag te ry. En hulle sê vir hom, jy moenie deur die nag ry nie, want daar's boosheid oralster. Kyk net hoe lyk die snelweë en al die goed, en mense beroof jou en al die goede. En toe sê hy, ons sal bid, en ons sal vra dat die Here deur sy gees en deur 'n engel vooruit beweeg. So geliefdes, as ek en jy tot rus kan kom oor die boosheid hier in die wêreld en dit wat rondom ons is, dan kan ons werklik 'n instrument in sy hande word. Dan kan ons rus in die belofte wat God gee in hierdie gedeelte as hy sê, hy sal oordeel. By die volëinding van die wêreld sal hy sy engele stuur en hulle sal oes en insamel. En hulle sal die onkruid insamel en vasbind in bondels en in die vuur ontgooi. En die oordeel van God sal oor hulle wees. Maar julle as kinders van God, as koring, sal skitter soos die son. Die heerlikheid van God sal in julle wees, omdat julle in die koninkryk van God sal wees. Daar waar die Here Jesus is, verlos deur sy genade. Sien geliefdes, so, as ek en jy so tot rus te kom in God, as ons medewerker word, as ons gesindheid verander, as ons geduld leer met lankmoedigheid en liefde en omgee en vergifnis soos God dit doen, as sy gees in ons is, so kom die koninkryk van God elke dag hier waar ons beweeg. Genadiglik, veranderend, stelselmatig, maar verrassend, omdat ons met geloofsvolharding en gehoorsaamheid tot eer van die Here in hierdie wêreld, in sy koninkryk, te midde van die bose, werksaam sal wees tot sy eer. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmôre om te kom vra dat U vir ons regtig sal help om in hierdie bose wêreld tot U eer te lewe. Dankie dat U ons beskerm van die boosheid, dat U vir ons oorwinning gee, maar gee vir ons Jesus liefde. Gee vir ons Jesus liefde. Gee vir ons die voorreg om U te gaan soek, sodat ons kan optree soos wat U wil hê ons moet optree. Sê vir U dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, mag God, wat vir julle vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al, na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Amen. 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 Geliefdes, geniet julle week. Leef deur die Gees van die Here.